soos Joshua, wat die vyande verslaan, soos Abraham, wat die vreemde land in gaan wil ek leef, met die krag van God. Ek sing halleluja, ek is sterker in die krag van God. Ek sing halleluja, ek is sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk in die krag van God. Ek sing halleluja, ek is sterker in die krag van God. Ek sing halleluja, ek is sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk in die krag van God. Ek is sterk in die krag van God. Ek is sterk in die krag van God. Oh yes, amen. Wie stem saam? Wie sterk in die krag van God? Amen. Ons kan dit nie sonder sy krag doen nie. As ons neerval op ons knie, dan word ons sterk, né? Amen. En dan, wanneer ons val, dan as jy op jou knie, dan moet jy nog steeds bid en dan word jy sterk en dan staan jy weer op. So dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie, maar dit maak saak hoe vol jy word en hoeveel keer jy opstaan. Praat ek waar of praat ek nie waar nie? Leefstyl familie, ek wil vir julle almal sê baie goeiemôre vanmôre. Ja, ons weet dit is koud en ja, ons weet dit is winter, maar hier waar ons krag kry hier binne, hier word ons warm, net Tia? Hier word ons warm. Nou ja, toe ons wil vir Facebook friends daarbo ook sê, hallo, en mag julle die diens saam met ons geniet. Ek gaan vir oom Marius vra dat hy vanoggend gou vir ons die diens open. Ons het nou vanoggend weggespring met 'n lekker liedjie. Wat dink julle daarvan? Dis 'n awesome song, né? Dankie oom Marius. Kom ons sluit ons oë vanmôre en ons ervaar dat die Here is vanmôre die outeur van elkeen wat vanmôre hier is. Jy is nie uitgesluit nie, jy is vanmôre ingesluit in die koninkryk van God. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Vader, ons dankie vanmôre dat u woord leer ons waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u teenwoordig. Baie dankie Here dat ons vanmôre u naam kan op ons lippe neem en vir u kan vra om ons by die hand te neem en ons te lei na die troon van genade. Baie dankie dat u genade vanmôre oorvloedig is. Dankie dat dit u genade is dat ons vanmôre in die huis kan wees. Dankie dat dit u genade is dat ons vanmôre u woord kan hoor. Baie dankie dat dit u genade is dat ons die woord as ons kompas kan gebruik. Baie dankie o Heer, dat ons vanmôre kan kom en kan sê, soos wat u woord vir ons leer, en as die Heer jou skoonheid begeer, want hy is jou Heer, buig dan voor hom neer. Ons het vanmôre gekom om voor u neer te buig. Ons het gekom om u in gees en in waarheid te aanbid. Ons het gekom om ons alles vir u te gee, ons alles te offer en ons alles op die altaar te plaas. Wil u dan vanmôre hierdie diens vat, o Heer, dat die Heilige Gees ons sal lei, dat die Heilige Gees elke woord wat vanmôre hier sal uitgaan, sal salf met die krag en die heerlikheid van die koninkryk. Baie dankie dat ons vanmôre weet, ons gas hier om die woord te hoor, maar ook om die woord te lewe. Baie dankie dat ons vanmôre kan bid vir soveel mense wat verlore is op hierdie stadium. Ek wil in besonder bid vir daardie vroukie wat gister vir my geskreeu het en uitgeroep het en gesê het, waarom het dit met haar gebeur? Waarom het sy ontdek dat sy kanker? Waarom moet sy lewe? Môre wil ek sê, Here, ek wil vir haar bid, ek wil intree. Ek wil vra, Heilige Gees,
Die werk wat 'n mens nie kan doen nie, waar ons woorde te min is, wil ons vra dat die Heilige Gees die werk sal doen. Dat U met haar sal praat en dat U haar sal bedien en dat sy opnuut sal ervaar. Daar is 'n plan wat God met haar lewe het en dat dit nie haar keuse was om op die aarde te wees nie, maar dat dit haar keuse is om God te volg. Baie dankie dat ons vanmôre vir elkeen wat hier is kan bid. Ons weet nie wat in elkeen se hart vanmôre is nie, Here. Daar is miskien iewers in ons waar ons bymekaar is vanmôre, as die koinonia, die gemeenskap van die heiliges, is daar iemand wat U bitter nodig het. Ons wil vanmôre vra, o Heilige Gees, gaan ons nie verby nie, o Heiland, staan stil by ons. En as daar iemand is wat vanmôre in die hart baie pyn het, wil ons nou bid, dat U die balsem van Gilead sal uitstort, en dat die vrede wat net God alleen kan gee, en wat elke mens se verstand te bowe gaan, vanmôre in ons harte sal plaas. Nou vra ons, Heer, vat nou hierdie diens, bereik U doel, en maak dit vir iemand wat vanmôre hier is, wat U baie nodig het, 'n rooi letterdag, wat deur die Heilige Gees onderstreep sal wees, in Jesus naam. Amen. Baie dankie oom. Yesterday. Ek is opgewonde om saam te worship. Is julle opgewonde om saam te worship? Yes, nee. Nou ja, terwyl hulle ons gaan bedien en sang, gaan ek vir julle vra, soos wat dit in jou hart is, soos die woord ons leer, die Here het 'n blymoedige gewer lief. Bring wat jy wil vanmôre na die skatkis. In Jesus naam, amen. Dankie musiekspan. Met die krag van God kan ek voor reeds gaan staan. Met die krag van God kan ek langs die leeu gaan staan. Met die krag van God sal ek met my vyand praat. Ek is sterk met die krag van God. Met die krag van God kan ek deur 'n storm stap. Met die krag van God doen ek reg alles ek kwaad. Met die krag van God het ek lief as jy my hart. Ek is sterk met die krag van God. So ek sing halleluja, ek is sterk in die krag van God. En ek sing halleluja, ek is sterk in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol. Ek is sterk met die krag van God. Soos Daniel, wat voor die koning staan. Soos Joshua, wat die vyande verslaan. Soos Abraham, wat die vreemde land ingaan. Wil ek leef met die krag van God. So ek sing halleluja, ek is sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, ek is sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol. Ek is sterk met die krag
'n God soos U? Wie kan vergelyk? Die het die grootste naam en stel die grense van die oseaan. Wie kan oor sy grootheid stry? Wie ken al die sterre se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maande laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God. Wie is die gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Amen. Onvergelykbare God. Ek hoor die week die mooiste ding. Het gaan oor lig en donker. As jy in 'n situasie kom, jy word gekonfronteer. Hoe voel jy? Voel jy soos lig of hoe voel jy? Voel jy soos donker? En ek wil jou vanoggend aanmoedig, as jy soos donker voel, draai jou hart, laat jy die lig in jou hart ervaar. Wie regeer? Wie is dit beheer? Wie is die begin en die einde, die en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee ere aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee ere aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk omlei? Maar dis die ryter op die ligperd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee ere aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja,
Vader, en al gaan dit nie altyd soos wat ons wil hê dit moet gaan nie. Weet ons het 'n vooruitsig, ons Jesus kom weer op die wolke. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig, God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderwolk, op hoë plekke laat hy my veilig doen. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderwolk, op hoë plekke laat hy my veilig doen. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig, God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderwolk, op hoë plekke laat hy my veilig doen. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderwolk, op hoë plekke laat hy my veilig doen. Op hoë plekke laat hy ons veilig loop. Dankie Here. God Jehovah. God Jehovah, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. We will trust you, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. God Jehovah, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. And we will trust you, we will trust you, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. God Jehovah.
voorsien, Here. En daarom kom al die lof en al die eer U toe. Lord, we love you. Dan sing ons dit vir hom, Lord, we love thee.
Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. O Vader, as ons net vanoggend kan wys hoe lief ons U het, Here. Vader, om vanoggend nie net hier te wees en 'n stoel vol te sit nie, maar waarlik hier te wees om te sê, Here, want ons het U lief met alles wat in ons is, Here. Vader, ons wil vanoggend, Here, wil ons net oorgee en sê, Here, o Vader, wees net met my, Here. Vader, help my, Here, om daai absolute blydskap net te kan buite toe wys, dat mense kan beleef, Here, dit wat besig is om in my lewe te gebeur. Vader, Here, ons wil vanoggend werklik net voor U staan en weer eens vir U sê, Here, ons het U so lief, Here. Ons het U so lief, Here. En ek weet, Here, dat vanoggend dit wat tussen ons en daardie absolute liefde was, Here, dat U dit vanoggend gaan wegvat, Here. Dat U dit gaan genees, Here, dat U dit gaan gesond maak, Here. Vader, dat ons weer vanoggend hier kan staan en ons het nie nodig om onsself te oortuig nie. Here, liefde is 'n borreling wat hier binne begin, Here, en dit is wat ons smag vanoggend, is dat daai borreling net kan uitkom. Dat ons vanoggend, Here, dalk voor U kan staan net met ons arms oop sonder om 'n woord te sê. Here, want partykeer, Here, staan U net aan wag dat ons in gereedheid voor U kom en net sê, hier's ek, Here. Hier's ek, Here. Hier's ek, Here, vanoggend. Hier is ons. Hier is ons vanoggend, Here. Kom maak vol, Here. Kom genees, Here, soos U wil, Here. Dele wat ons dalk nie verstaan nie. Dele wat ons dalk dink waaraan nie fout is nie. Here, vanoggend gee ons oor en ons sê dankie. Dankie, 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 Here. Dankie, Here. Oh, Here. We love You, Lord. We love You. We love You, Jesus. Amen, Jesus. Oh, Jesus. Vader, ek bid, Here, dat daardie gees van liefde vanoggend in hierdie huis sal werk, Here. Vader, dat ons deur daardie liefde vanoggend net kan ervaar, waar moet ek wat herstel? Here, dat as daar ergens vrug is wat nie gesond is nie, Vader, vanoggend, Here, sit ons dit uit. Ons sit dit uit voor U, Here. Kom genees, Here. Vader, ek bid, Here, dat U vanoggend die leidsman sal wees, Here. Ek bid U soewereine wil oor hierdie huis, dat ons vanoggend bewus sal wees van U teenwoordigheid, Here. Vader, ons sing so maklik daai liedjie, Into His presence we come. Here, maar ons het reeds in U teenwoordigheid ingestap, toe ons in hierdie huis ingekom het met 'n verwagting. En ek bid, Here, dat U daai verwagting vanoggend sal voed. Dis my gebed vanoggend, in Jesus naam. Amen, Jesus. Ons kan ons sitplekke neem. Oh, wat is lekkerder as die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Om net vanoggend te weet dat dit gaan eintlik net oor wat hy beplan vanoggend vir my en jou. Weet, die hele week is ek besig en jy weet as 'n mens weet daar's 'n dringendheid, maar om een of ander rede kom jy net nie op die punt waar jy verstaan nie. Nou ek was hierdie week, was ek daar
Yes, Woensdag is ek excited want ek voel dis die woord wat ek graag by die Here ontvang het wat ek met julle wil deel. Maar is asof ek net nie in die vloei kom en die gemaklikheid kom nie. Ek sê Here, maar hierdie woord maak soveel dinge vir my oop. En ek dink baie keer weet ons dat ons het nodig dat die Here eers goed by ons oopmaak, sodat ons gees kan oop wees vir wat hy sê. En ek lees 'n skrif en terwyl ek by die skrif stil staan, besef ek net ietsie wat ek mis. En ons het 'n appel wat verlore geraak het, gewoonlik gebeur dit nooit. Want as daai seentjies by ons kom kuier het, is daar nie 'n appel in sig nie. Want om een of ander rede verstaan hulle hoe om appels te eet. En terwyl ek die een appel kyk wat daar onder 'n sakkie gelê het en hy net nie meer mooi vorm nie. Nou ek weet nie of daar van julle ook is nie, maar as 'n vrug 'n merkie op het, is daar nie 'n manier wat ek kan hom vat nie. Ek skil hom nie, ek eet hom nie, ek gril my dood. Ek weet nie hoe kan ouens piesangs eet met sulke swart goed in nie. Vir my is dit vrot. Nou sê my son, dis van hy lekker is, ek sê jy kan maar lekker eet. Wat kom ek wys jou gou-gou? Wie wil die piesang eet? Wie raak excited oor 'n swart piesang? Ons weet tog dat hierdie is mos nou 'n piesang. Hierdie is 'n ding wat vrot is. Ek wil hom nie eers 'n naam gee nie. Nou ek verstaan nie, nou luister ek hoe mense sê, ek is mal oor piesangbrood, maar ek wil vir julle sê, ek dink nou regtig diep, want ek hoor dis die piesang wat hulle gebruik vir die piesangbrood. Joh, ek weet nie van julle nie, maar kyk, as jy al ooit hoendervleis gekry het, gaan dit nie oor die aircon wees vanoggend nie, dit gaan oor hierdie swart piesang wees. Maar wanneer jy die geel piesang in jou hand vat, kan jy voel, man, hy is solied. Jy kan nie wag om hierdie skil oop te maak en die inhoud hiervan te kry nie. Jy sien, is dit nie hoe ons lewe baie keer lyk nie? Hy's mooi gemaak met die uiterlike. Want is dit nie snaaks dat wanneer jy kyk, dan sien jy eers die mooi en dan sien jy die res raak. Ek kan vanoggend hier uitloop en as iemand jou vra, wat sê hemp het Paul aangegaan, dan gaan jy sê 'n blou hemp. Maar wat het hy onder aangegaan? Jou fokus is mos nie op die hemp nie. Dis op die uiterlike, dit wat jou oog eers te vang. Jy sien, dis wat op die oomblik in ons lewens gebeur. Die ouens vang net hierdie deel, maar hulle verstaan nie hoeveel van die is teenwoordig nie. Ek sien 'n prentjie en hierdie prentjie val my by. Jy kan haar eerste ene opsit. As jy mooi kyk na hierdie prentjie, is daar 'n klomp vrot vrugte wat om dit lê. Maar tog sien jy, daar's geel wat mooi uitstaan. Daar's van daai appels wat nog, weet jy wat, hy's nog eetbaar. Want hy het nie goedjies op nie. Dis hoe die wêreld vandag is. Ons moenie rondloop en dink, hoe alles is net awesome nie. Jy kan vir my die derde klip opsit, want jy sien, hierdie is wat ons wil sien. Alles is so mooi. En dis baie keer wat ons verwag, wanneer ons in die huis van die Here inkom. Ons kom in en al wat ons wil sien is al hierdie mooi vrugte. Het jy vergeet wat gebeur van Maandag tot Saterdag? Hallo? Jy sien Maandag tot Saterdag, challenge jou vrug. Jy loop Sondag uit en dan voel jy so. En dan teen Woensdag lyk jy so. Want om een of ander rede het jy toegelaat dat die wêreld houe inkry en dat hy jou kneus. Het jy gesien as jy kneus, dan los hy merke agter. Nou ek lag baie keer, my son sal by my kom, wat se kol is hierdie? Dan sê ek, was ek by? Ek weet nie as jy 'n blou kol het, waar kom dit vandaan nie? Maar hy was hier nie, ek sê,
Ek was ook nie daar nie. Jy weet net wanneer daar 'n blou kol is as jy iets te doen het met hom. Maar partykeer kom daar kneusplekke sonder dat ons bewus is hoe hy insluip. Nou as ons werklik eerlik wil wees vanoggend, hoeveel van ons vanoggend sit hier met kneusplekke? Hoeveel van ons lyk dalk nie so nie, maar ons voel so. Ek weet nie van jou nie, maar weet jy wat, wanneer die houe begin kom, en die houe begin plaasvind, waar mens nie van hou nie, daar waar mense nie kan sien nie, maar wat jy kan ervaar, is dit hoe jy voel. Want jy moet môreoggend opstaan, 'n glimlaggie weer opplak, dat almal net dink ek is okay, want anders wil almal weet, so Marie, so gaan dit met jou, is jy alright, is jy... Ek weet nie van julle nie, daar's niks meer frustrerend, as jy jouself gemotiveer het vir 3 ure, om werklik te voel dat jy alright is, en dan vra 10 mense daarna as jy alright. Want dan besef jy het dit weggesteek van iemand. Almal het dit gesien. Maar ek wil ook vir jou sê, ek sal eerder hierdie face, as wat ek hierdie, as 'n voorgee het. Jy sien, ons het geleer, om alles so mooi weg te steek. Ons kan die mooiste kleertjies aantrek, julle vrouens is bevoorreg, julle kry body putty en al die verskillende spruitpaint waarmee saamgaan, julle gee al die ingredients, weet jy kom verby, jy hoef nie eers te smile nie, want party lyk of hy body putty net so, is hy vrousvriendelik, nie, haar wange beweeg glad nie meer nie. Maar dan kom jy by die huis en as alles afkom, dan kyk iets terug na jou, wat jy nie ken nie. Want weet jy wat, die waarheid kom dan terug. En dis wat saak maak. Ons het geleer om net die hele tyd, jy weet nie meer wat dit beteken nie. Want ek wil net nie hê iemand moet iets vra nie. Raai wat, want gewoonlik dink ons, ouens vra net, hoe gaan dit as jy by dikbek lang gesig het. Kom ek vertel julle iets, mense het slimmer geword. Mense het geleer om nie in jou siel in te kyk. Ek sê altyd, iemand se oë kan nie jok nie. Want dis tog die vensters. En partykeer kan jy die seer ervaar, maar die glimlag wil ouens net wegstoot. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons het nodig om te begin oopmaak en toe te laat. Want vir al wat jy weet, het die Here iemand gestuur om net by jou te kom stil staan. Vir al wat jy weet, daai een oomblik wat jy nie meer voorgee nie, wil die Here hê, ek moet net my hand so op die tannie kom sit en sê, tannie, weet jy wat, jy's okay. Die Here is by jou. Oom Diek, jy gaan nie glo nie. Die Here het iets in stoor vir jou. Maar omdat ek nie gehoorsaam is nie, omdat ek nie gaan stil staan nie, loop hulle met daai bekommernis vir nog maande. Ons het partykeer net nodig om net hierdie koneksie te hê. Want jy sien vir Pieter, ag Pieter is okay, hy's aan die gang en hy's besig. Maar wat is hier binne? Waarmee worstel Pieter? Jy sien, dit is waar ek en jy inkom, waar ons in die gehoorsaamheid moet sê, Here, Vader, vat my na die plek toe, dat ek kan gaan stil staan. As ek net die wessel moet wees, laat my toe om net die wessel te wees. Ek weet nie van jou nie, maar van my grootste genesings het gekom, as die Here my gebruik om iemand anders te bedien. Want weet jy wat, sodra ek by hulle seer uitkom, dan besef ek dat ek het eintlik nie eens rede om hardop te sê, daar's fout nie. Onmiddellik soos wat jy die kanaal is, ontvang jy. Dis hoe ons Vader werk. Maar jy moet eers op die plek kom waar jy gehoorsaam is. Jy moet op die plek kom waar jou geestelike oë hierdie goed kan raak sien. Moenie dit hierdie jou flous nie. Weet jy wat, ek het al die mooiste piesang gesien en dan eet ek hom en dan prooi na niks.
So eintlik het hy vir my niks beteken nie. Dis daarom snaaks, al hierdie verskillende name wat hulle vir appels gee. 'n Appel is 'n appel vir my. Ek kom ergens en as hy mooi lyk, wil ek hom eet. En weet jy hoe teleurgesteld was ek al? Dan koop ek nogal 'n los appel, want ek kan nie wag om daai ding te eet nie. En dan na die eerste hap, dan besef ek, want my maat van kleins af, ons mag nie opgestaan het as die bord nie leeg is nie. Want sy het net gesê, daar's kinders wat nie het nie. Nou ergens het dit vasgehaak, dit voel of my ma oor my skouer kyk, dan eet ek daai appel. Maar dit is 'n straf. Dan wil ek hom weggooi as ek so naby die einde kom en dan dink ek, maar hier's nog 3 happe oor. Weet jy, vir maande koop ek nie weer 'n appel nie. Want ek is bang ek gaan weer kry wat ek geproe het. Maar wanneer my hart en my gees oop is, weet jy, is dit asof die Here jou na 'n vrug toe vat, wat net anderste is. Hy staan uit nie altyd oor hoe mooi hy lyk nie. Maar wanneer hy in jou hand kom, dan weet jy, my vriend, jy en ek het 'n afspraak. Amen. En daai afspraak is maag toe. Jy sien, dis hoe die woord vir my is. As ek die woord oopmaak, dan ervaar ek die afspraak wat ek in die woord van God het. Ek besef dat dit waar die vrug begin, dalk bietjie afgaan het, maak die Here weer reg. En ons het dit nou gesê, omdat hy so lyk, beteken nie, jy hoef hom weg te gooi nie. Kyk nou, uit die lelikste ding, kom die lekkerste brood. Wie sou dit dink? As jy na die mooiste piesangbrode kyk en jy sny hom en dit, jy kan nie wag om daai ding te eet nie, dan verwag jy altyd hy't so gelyk. Hoeveel van ons vandag lyk so? Wees eerlik met jouself. As jy vandag voor die Here staan en jy sê, Here, ek kan myself sien en dis wie ek is. Kom aan. Ek kan vandag in alle eerlikheid sê, hier is nie ek nie. Want jy sien, life happened. Wanneer die lewe plaasvind, kry jy houe en knese. Maar omdat jy nie meer die mooiste is, en omdat jy nie meer uitstaan nie, beteken nie, jy beteken niks nie. Ek wil vir jou sê, hierdie het baie beter resultate as hierdie. Want hy het al stampe en stote ervaar. Hy is al deur moeilike omstandighede. Maar hy het aan die ander kant uitgekom. Want jy sien, terwyl ek so na hom kyk, al is hy hoe swart en al lyk hy hoe sleg, hy is nog steeds in plek. Hy is nog steeds geseël. Wat die binne moet wees, is daar binne, net soos hierdie ene. En dis waarom ons die woord van die Here mooi moet opbreek. En ek wil vanoggend vir die vraag vra, is jou vrug gesond? En nou wil ek weer vir jou sê, pas op dat jy na hierdie kyk en jou antwoord gee. Want jy sien, hierdie beteken nie altyd, dis gesond nie. Hy lyk nog mooi, en jy dink dat die inhoud hiervan awesome is. Maar jy sal net weet, tot en met jy die skil afval. So jy sien, dis amper soos daai liedjie, I wonder. Jy kyk en jy wonder wat binne is, maar jy kan nie sê nie. Jy neem aan, dit gaan lekker wees. Kom ek vertel jou, wanneer jy Jesus Christus ervaar, hoef jy nie te wonder nie. Die oortuiging van wie hy is daar. Jy sien, Matteus 7, vers 17 sê iets moois, die ou vertaling sê dit so presies. Vers 17 sê, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrug. Jy sien, en by vers 17 het ek net half, ek weet nie, wat noem jy dit, pause. Ek het pause geslaan en het gevoel of ek nie weer in plek kan kom nie.
Want die hele tyd het ek net teruggehardloop na die woorde. Elke goeie boom dra goeie vrugte. Maar elke slegte boom, onmiddellik begin ek hardloop. Here, in watse afdeling is ons? Is ek waarlik 'n goeie boom? Of is ek 'n slegte boom? Die van julle wat nou vrugte ken, ek doen nie so, julle moet my reg help as ek nonsens praat. Maar ek onthou, toe ek baie klein was, my oupa het op die plaas al die tipe vrugtebome gehad, en om een of ander rede, daar was 2 vyebome, die een het die lekkerste vye gegee, en die ander ene was net nie lekker nie. Maar hy het baie mooier gelyk. Ek hardloop altyd na die een toe met die mooiste vye, dan sê hy vir my, is nie lekker nie. En raai wat? Stadig maar seker moet ek daai ding klaar eet. Want ons mors nie. Maar was dit 'n lekker ervaring? Nee. Soveel so ek eet tot vandag toe nie meer vye nie. Maar jy sien, ergens moet jy besluit neem. Ergens moet jy weet, want kom ons wees nou eerlik, jy kan nie net vashou aan die een dingetjie wat jy ken nie, want dit hou net vir so lank. Hy sê in vers 18, 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie. Kom aan, ek weet nie van julle nie, maar daai deel is vir my exciting, want toe ek daai lees, so sê ek, Here, dankie. Vader, ek vat vandag dat ek 'n goeie boom is. Jy sien, jy het nodig om vir jouself dit te sê. Jy het nodig om op die plek te kom en jouself in 'n posisie te sit en sê, Here, ek vat vandag dat ek 'n goeie boom is. Ek gaan goeie vrugte dra. Ek weier dat daar slegte vrug aan hierdie boom sal groei. En dan kom die uitdagings. Jy sien, dan moet jy besluite neem om ontslae te raak van dit wat sleg was. Want wanneer jy 'n proklamasie maak aan die Here, het jy nodig om op te tree. Jy het nodig om goed te begin rondskuif. Jy het nodig om die regte keuses te maak. Is dit maklik? Nee. Want kom nou, as alles maklik was, het ons almal hier gesit met 'n smile. Maar dan weer, hoekom sou julle hiernatoe gekom het, as almal op 'n awesome plek was? Hy gaan aan en dan sê hy, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Dan dink ek, Here, 'n goeie boom kan geen slegte vrug dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrug dra nie. Maar tog is dit nie die geveg vandag. As ek luister, oral waar ek gaan, is dit die geveg in gemeentes, van, ons verstaan nie, hierdie steek kop uit, en dan gebeur dit, en dan gebeur dit. En almal het die verwagting, want raai wat, mense kyk en dan sê hulle, hulle sal dit nie doen nie. Regtig? Wie het jou aangestel om na mense te kyk en te oordeel? Sover ek weet, sê die woord wat ek lees, vir die oordeel kom ons nie toe nie. Jy sien, dit het die probleem geraak vandag, om te gather, om by mekaar te kom in die huis van die Here. Want mense is so besig om mekaar te oordeel en te kyk, wie is heiliger as die ander ene. En dis waarom ons net moet teruggaan na een van die 7 goedjies wat God haat, is hoogmoed. Nou, hoekom dink ons dat wanneer God dit verafskie, sal hy jou toelaat om geestelik hoogmoedig te wees? Geen gebed verskil van 'n ander nie. Solank dit uit jou hart uitkom. Jy sien, jy kan 1000 woorde gebruik en jy kan 3 gebruik. Selfde resultaat. As dit is. En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê. Begin toelaat, laat jou hart vir jou goed oopmaak. Laat toe dat God deur jou hart nuwe dinge oopmaak. Hy sê in vers 19, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So, 'n slegte boom word vernietig. En ek dink, baie keer besef ons as gelowiges dit nie. Ons gaan net aan en ek is okay, man. Weet jy wat, hierdie jaar het ek nou nie goed gedra nie, maar volgende jaar sal ek okay wees. Veral wat jy weet,
is dit in daai tyd wat die Here besluit dat hy jou uitkap, want jy dra nie goeie vrug nie en hy gooi jou in die vuur. Hallo? Verstaan jy die erns van om altyd in gereedheid te wees in die Here? Om altyd reg te wees vir dit wat God in jou lewe inspreek. Ons kan nie bekostig om time out te vat nie. Ons kan nie bekostig om net 'n ou muurblommetjie te wees en, ag, weet jy wat, almal sien my en almal love my. Maar niemand kyk regtig dieper nie. Want hoekom? Ek is net daar in die agtergrond. Die Here sê hy het ons by ons naam geroep. As hy jou roep by jou naam, het jy 'n posisie. Hoekom is jy in die agtergrond? En jy kan nou vanoggend vir my sê, nie almal kan daar voor staan nie. Weet jy wat, dis nie hier waar die wonderwerke gebeur nie. Kan ek jou vanoggend sê, weet jy waar gebeur wonderwerke? Hier. Dis waar die wonderwerke gebeur. Dis waar ons beweeg, waar ons vrug wys, waar mense by ons kom en besef, ek soek sulke vrug. Ek wil ook daar wees, want jy kry nie mooier en lekkerder sappige geel perskes nie. Ek proe al daai perske. Hoe het jy dit reg gekry? Jesus Christus. Jy sien, wanneer jy na die lewende water toe gaan, sal hy jou volmaak. Hy sal hierdie dors les. Hy sal alles gesond maak. Maar dit hang af hoe lank jy van daai water drink. Want baie keer kom ons op 'n plek en ons vat 'n paar slukke. Ag, ek is okay, weet jy wat? Ek kan nou weer gaan vir omtrent 20 kilos. En hierso by 5, 6, 7 kilos, dan voel jy, ek moes eintlik maar meer water gedrink het. Ek moes maar eintlik my ou botteltjie vol gemaak het. Want raai wat, as ek hom het ek reserve. In die gees het ek my reserve. Ons gaan plekke sonder hierdie. En dan raak ons dors. En ons weet nie meer hoe kan ons aangaan nie. Ek weet nie wie van julle het al waarlik dors gehad nie. Ek is eerlik, as jong man was ek regtig so geseënd. Ek het die voorreg gehad om yskaste te loop, koue water in te gooi of net die kraan oop te draai. En ek dink hier's baie ouens wat saam met my kan praat. En toe gaan ek weermag toe. En ek besef as jy daar in die bos uitgaan, en jy het nie seker gemaak dat jou ou waterbotteltjie vol is nie. Niemand gee jou 'n sluk nie. Hoekom? Anders te gaan hy kort hardloop. Ek het, glo my, nie een keer die fout gemaak nie. Ek het 'n paar keer daai fout gemaak. Maar die laaste keer was so bietjie erger as die ander. En daarso het ek my les geleer. As ek net hoor ons gaan ergens heen, raai wat die eerste ding wat vol is, my waterbottel. Ek worry nie eens of ons kantien toe gaan nie. Enigiets, ek gaan nie weer gevang word nie. Dis wat die woord vir my oopgemaak het. Here, ek wil gevoed wees. Vader, ek wil vol wees. Ek wil reg wees, want ek weet nie wat vir my wag nie. Jy sien, ons kyk baie keer net in die gangetjie af en ons dink, man, vir my om van hier tot daar te kom, ag, wat gaan my nou uitput? Jy besef nie, baie keer kom jy tot op die tweede laaste ry en jy het net nie genoeg om aan te gaan nie. Wat doen jy dan? As jy nie daai laaste tree kan gee, nie by daai laaste mense kan uitkom, nie daai laaste asem het om te sê, Jesus is lief vir jou nie. Hoe gaan jy dan aan? Jy sien, dis waarom hy sê, so sal julle dan aan hulle vrugte ken. So sal julle dan aan hulle vrugte ken. Vers 20. Here, is dit hoe mense my sien? Ken hulle my aan my vrug? Of my ongeduld? Of my hastigheid? Jy sien, vrug wat gesond is, het al die beste kwaliteite. En dis waarom ek sê, ons moet baie versigtig wees. Want ons kyk baie keer net na hierdie ou. Ek dra hierdie vrug. Kyk, hierdie piesangboompie is mooi getrim. Alles is reg. Kyk net hoe hang dit.
maar hy's droog en melerig. As ons dalk op die plek kom waar Jesus wil proe wat se vrug dit is, gaan hy dit dalk uitspoeg. Ek sê, dis waarom dit so belangrik is, dat ons nie op 'n plek kan kom waar ons kan afkoel nie. Openbaring leer ons dit so mooi. Maar omdat jy lou is, spoeg ek jou uit my mond uit. Ek weet nie van jou nie, die grootste vernedering wat daar kan wees vir enigiets, is as iemand nie wil deel hê nie. As jy dink jy die lekkerste kos voorberei, en iemand gaan sit aan en hulle is so honger en, ek gaan nie hierdie goed eet nie. Ek dink baie keer besef ons nie, ons geite maak ander mense seer. Ons likes en dislikes sit ander mense af. Want as dit jou vrug is, en jy het nie 'n stak nie, hoekom sal ek wil doen wat jy doen, of wees wie jy is? En ek wil vanoggend vir jou sê, ek praat nie met julle nie, ek praat met myself. Want ek het baie geite. En wanneer my geite inskop, is my tak nie altyd goed nie. Ek het niks moois, as iemand 'n bord spinasie voor my sit, is daar niks moois nie. Nee, dankie. Dit voel of alles net so, En ek het nooit besef dat my aksie en my manier kan ander mense offend en afsit. Dat jy weet, jy trek jou neus op vir die een ding, maar dit voed iemand anderste. En baie van ons het geestelike spinasie. Baie van ons het goed wat ons dalk nie mal oor is nie, maar weet jy wat, dit maak my vol en dit hou my in die gang. Dit hou my staande. So wie is jy om te praat oor my spinasie? En dis waarom ek vanoggend vir jou wil sê, wees versigtig. Die Here sê ons moet waak en bid. Maar ons, kom ons wees eerlik. Hoeveel van ons kan vanoggend met alle eerlikheid sê, dat ons gebedslewe is 100% in lyn? Ek praat nie van 'n vinnige gebed nie, ek praat van gebedslewe. Dat jy elke dag tyd uitsit. Hierdie is my tyd met U, Here. Wanneer jy daai ou dingetjie, wat jy die hele tyd so pla, afsit, en bære en sê, hier is my tyd. Jy sien, as jy tyd uitsit, beteken dit, jy moet slim wees, of slimmer wees, as daai ou wat in die duisternis is. Want raai wat gaan hy doen? Hy gebruik gewoonlik die ouens naby jou. Nou wil jou vrou jou ietsie kom vra, en sy klop net gou-gou. Ek wil nie pla nie, jy het klaar onderbreek waar ek was. So raai wat, as jy tyd uitsit, hy sê, moenie my kom pla nie. Ek wil tyd uit hê met die Here. Ek wil nie time out hê om langs die swembad te lê nie. Ek wil tyd uit hê om net tyd met my en die Here te spandeer. En as jy vanoggend vir my sê, ek en my man of ek en my vrou begin elke oggend in die Here, awesome vir jou, maar dis nie wat ek vir jou sê nie. Wat doen jy? Nie ons nie. Ons doen baie goed saam, maar sy het haar tyd met die Here en ek het my tyd met die Here. Want jy sien, Vader moet weet wie ek is. Nie ons nie. Hy moet weet wie ek is, sodat ek seën kan ervaar en oorgee. Dis waarom ons baie keer nie vrymoedigheid het nie. Want as die ander helfte nie daar is wat gewoonlik al die leeswerk of bidwerk doen nie, het jy nie die vrymoedigheid om, Jesus ou my, ons gaan net gou-gou eers vir jou hande oplê. O nee, wag net, waar is sy nou? Sy's net gou in by daai winkel. Jy sien, die Here het my en jou geroep. Anders hoekom sou hy gesê het, ek het jou by jou naam geroep? Jy moet die verantwoordelikheid vat. Jy moet die gesonde vrug dra om te sê, gebruik my. En ek het dit al baie keer gesê, die woord leer ons, neem jou kruis op en volg my. Hoeveel van ons het langs die pad ons kruis neergesit? Kom aan. Dinge het deur mekaar geraak, mense het my begin plaas, so raai wat? Dit was makliker om hom net hier neer te sit. Ek het nie nodig om hierdie ding die hele tyd te dra nie. Jesus, nou kan ek operate. Here, ek besef nou,
Ek weet wanneer om terug te gaan. Weet jy rarig? Ek wil vir jou sê, dis die grootste leuen wat daar is. Die woord sê, neem my kruis op en volg my. En as daar obstacles is, weet jy wat, hierdie kruis gaan nooit te swaar raak in die proses nie. Nee, dit gaan nie. Hy gaan jou net leer om hom slimmer te dra. Jy gaan later op 'n plek wees, jy gaan nie eers besef jy dra jou kruis nie. Maar solank ek weet, ek het daardie oproep van die Here gehoorsaam. Here, ek het my kruis opgeneem en ek het U gevolg. Ek het nie gefokus op wat op my lê nie. Ek het gefokus op wat U wil doen. Hy sê, en ek wil begin afsluit. Hy sê in Johannes 15:16, dis nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het, om julle in staat te stel om te gaan vrug te dra. So, hy het ons uitgekies om wat te doen? Om te gaan vrug dra. Nie om net te sit nie, nie om net te behoort nie. Ja, maar ek is mos nou in die kerk. Nee, jy's die kerk. So jy moet nou mooi dink, wat is jou rol? Dan gaan hy aan en hy sê, vrugte wat sal hou. Hier kom die geheim. Ons het iets moois gesien toe ons nou af is met die troue daar, pad Hoedspruit toe, ek was nog nooit in daai wêreld nie. En ons ry so, dit lyk of die hele kant van onder die berg, onder dak is. Nou sien ons die goed, nou is ons almal wakker, want almal wil sien wat gaan nie aan. Alles is onder net. Ouens, wat dit is so netjies gedoen, so solied. Ek dink, ek wonder hoe lank het dit hierdie ouens gevat om al hierdie goed onder net te kry. Ek besef net, maar hulle is beskerm, hulle is toegemaak. Jy sien, hierdie boer maak seker dat hy die volle vrug geniet van wat op daai boom kom. Hy gaan nie, as dit, of jy weet, jy moet nie te veel dit, of daar's water wat gelei word, so hy kry die perfekte hoeveelheid water. Alles is mooi gebalanseerd. Hoe lyk jou boom? Staan jy daar in die middel van die veld? Heeltyd bang as die weer begin slaan, wanneer gaan ek in die slag, gaan ek genoeg reën kry, is dit te veel reën? En dan sê hy in die laaste stukkie, so sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. En ek wil nie die ander skrifte nie eers uitsit nie, ek wil vanoggend net by hierdie stil staan. Want jy sien, partykeer gaan ons in 'n mode waar ons net, jy kan nie ophou nie. Maar ek het een ding geleer in die laaste tyd, Here, as U net in een skrif vir ons iets wil oopmaak, dan bid ek dat elke persoon wat die een skrif hoor, met daai woord hy sal uitgaan, en dat hy sal vrug dra met dit. So ek gaan dit net een keer weer lees. Maak seker jy het hierdie, Johannes 15 vers 16 in die Nuwe Lewende Vertaling, dit is nie julle wat my, hoofletter, uitgekies het nie, maar ek, hoofletter, wat julle uitgekies het, om julle in staat te stel, om te gaan vrugte dra. Hoor julle? Vrugte. Jy is nie net 'n piesang nie. So as iemand vir jou gesê het, hey man, jy's 'n piesang, shame, my kleinseun se bynaam is Piesang. Die ander ene is Narkie, want hy's Narkie my hartjie. En dan het ons ou blondie, hy Strawberry. Maar ou Strawberry wil net die hele tyd appels eet. So ons het 'n hele vrugteboerdery met ons kleinseuns. Nou toe hulle kleiner was, kon hulle dit nie verdra nie. Ek kan vir hom enigiets sê, ek moet net nie vir hom sê hy's 'n piesang nie. En raai wat, ewe skielik het hulle geleer om oupa se grappies na hom toe terug te skuif. Nog voor ek kan dink, ek sê vir hom hy's iets, ag jou piesang. Jy sien, jy kan soveel goed op 'n kind sit, tot en met hy begin groei. Tot en met hy meer begin toelaat, en dan besef hy, maar ek kan alles wat jy sê teen jou gebruik ook. Verstaan jy hoe belangrik is dit,
dat ons goeie vrug sal dra. Dat ons sal weet waar ons dit ontvang het. Wie het ons uitgekies? Jesus Christus. Hy het ons uitgekies om goeie vrug te dra. Nou kom die uitdaging dat ons dit moet doen. My vriend, ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan nie uitstap en sê, ag man, weet jy wat, ek is okay. Avos kan baie langer lê. Sit gou daai laaste prentjie op. Ek sien hierdie prentjie en ek het lekker gesit en lag. Want raai man, as jy so na hulle kyk, hulle het gelê en afgaan. Is dit nie wat baie keer met ons gebeur nie? Ons sit hierdie ou stoeltjie so vas, dat ons op 'n dag besef, ons kan nie meer opstaan nie, want ons is eintlik vasgegom in hom. Het jy al gesien as 'n vrug afgaan, al die souse wat so uitloop? Hy word taai. Dit is asof jy hom nie kan optel nie. En raai waar dit gebeur? In daai ou mooi bakkies wat ons partykeer op ons tafel sit, soos ons ou appeltjie wat nou nie meer lyk soos 'n appel nie. Eerens het daar die hele tyd ietsie op hom gekom en hy het weggeraak. En nou het jy hierdie verdorde ding, niemand gaan hom wil eet nie, jy weet nie regtig wat om met hom te doen nie. En al wat Vader van ons verwag, is om goeie vrug te dra, want hoekom? Want hy het ons uitgekies. Hy sê, ek het julle uitgekies om goeie vrug te dra, sodat dit ons hart kan wees. Sodat ons kan oploop en smile en sê, dankie Here. Ek wil nooit 'n green pepper wees nie, maar as ek een moet wees, wil ek die mooiste en die beste en die varsste een wees. Ek wil altyd garlic wees. Want garlic het 'n manier om net 'n ou terug te kry. Almal gaan weet van jou. Jy sien, daar's maniere. As jy die vrug reg gebruik, hoef jy nie uit jou pad uit te gaan om dalk iemand bewus te maak nie. En dis wat ons vanoggend hiermee moet uitgaan. As ons vanoggend kan sê, dankie Here, U het my gekies. Wil ek vir jou sê, maak nie saak watter vrug jy is nie. Jy sal die beste weergawe daarvan wees. Maar as jy okay is om net 'n garlic of net 'n green pepper te wees, dis waar die probleme kom. Here, ek wil vrugte dra. Ek wil veel vrug hê. Vader, ek wil kan operate in verskillende areas. As U wil hê dat ek vandag 'n appel moet wees en môre 'n piesang, dankie. Ek weet dat U my gaan vertrou dat ek die beste appel gaan wees. Ek dank nie die Here dat 'n hoendereier nie 'n vrug is nie. Want imagine iemand kom by jou en sê vir jou, hallo eier. Ek sal eerder hallo appel of green pepper of het, want weet jy wat? Daar's iets vars in hom. So jy kan vanoggend die keuse maak. Jy kan vanoggend hier uitloop en sê, Here, hierdie bak het lank genoeg op hierdie tafel gestaan. Hierdie bak het lank genoeg daar in die son gestaan. Vader, ek sê dankie, dat U my nou die krag gee om uit hierdie bak te klim en 'n verandering te maak. Maar begin by my. En die eerste opdrag en die grootste opdrag wat ons moet verstaan, is ek en my huis met die Here dien. Is dit altyd maklik? Nee, dis waarom die uitdaging altyd so lekker is. Want jy sien, as ons in eenheid is dit maklik dat ons in eenheid is. Maar as hier nie eenheid is nie, as jy en jou vrou of jou man nie op een vibe is nie, hoe verwag jy jou kinders moet wees? Jy sien, die vrug moet eers hier gesond wees. En dis waarom ek die Here dank, dat ek 'n mooi groen appel is, en nie 'n So ek wil julle uitnooi vanoggend, om saam met my te staan. En as dit vanoggend jou hart is om vir die Here te vra, Here, soos U my uitgekies het, vat ek die uitdaging vanoggend. Ek aanvaar dit. Ek maak dit vas. Ek staan vanoggend en ek vra, Here,
gee my veel vrug. Here, help my dat ek nie mense vertel van my vrug nie, maar dat my vrug sal uitstaan na ander toe. Kom ons sluit ons oë. O Vader, Here, net om in die teenwoordigheid te wees, is al reeds genoeg, Here. Vader, ek dink vanoggend aan daardie mooi lied wat ou Dewald sing, sagte reën. En ek besef en ek ervaar net vanoggend, dat as ons vanoggend toelaat dat daai sagte reën, daai reën wat ons mee groot geword het, wat ons altyd ons oupa en ouma gehoor het van die geel perske reën, en dan onmiddellik dink ek, Here, want is gekoppel aan 'n vrug. Net die regte hoeveelheid, Vader. Here, dis wat ons vanoggend bid oor hierdie huis, Here. U sagte reën wat ons nodig het. Elke individu wat hier staan vanoggend, elkeen wat vanoggend ingeskakel is, elkeen wat vanoggend kan sê, Here, ek het hierdie behoefte. Vader, ek bid vanoggend in die naam van Jesus Christus, Here, dat daardie reën op daai persone sal val, Here. Vader, ek sê dankie, Here, dat ons nie meer buite hoef te staan, waar daar die bak al die sous begin uitloop en niemand eers belangstel nie. Ek sê dankie vanoggend, Here, Vader, dat U my gesond maak, Here. Ek sê dankie dat U my losmaak, Here. O Vader, ek sê dankie, Here, dat ek opgewonde is, Here, oor my eie vrug. Here, want ons is partykeer so ingestel oor wat ander raak sien, dat ons vergeet dat ons eers goeie vrug moet dra vir U. En dis wat ek vanoggend bid, Here, vir goeie vrug in U Jesus. Here, net U kan ons help, net U kan ons lei, net U kan vir ons dit oopmaak. Ek eer U, ek loof U, Here. Ek bid vanoggend U seën oor elke man, elke vrou, elke kind, in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen.